Welkom terug. Vandag delf ons in die materiaal wat jy vir ons gestuur het. Dis 'n mengsel van artikels, plaaslike geskiedenisnotas en gidse. Ja, alles gefokus op Tokio's Adachi distrik. Op die oog af lyk dit dalk soos, baie ander dele van daardie reuse stad, maar ons doel vandag is om so 'n bietjie onder daardie oppervlak te krap. Ons soek die verborgde stories. Presies, ja. Adachi, veral die area waarna ons bronne ons lei. Die ou Higashi-Fuchi het nog 'n diepte wat jy eers raak sien as jy bereid is om, kom ons sê, anders te kyk. Ek sien. Die dokumente skets 'n prentjie van 'n plek ryk aan geskiedenis, verrassende kunsverbintenisse ook en hardnekkige tradisies. Dis waar feite en folklore, die tasbare verlede en die moderne hede sommer so bymekaar kom. Goed, kom ons pak dit laag vir laag uit. Ons gaan kyk na boeiende verhale uit die verlede en dan ook na daardie besonderse plekke wat jy vandag nog kan opspoor, wel as jy weet waar om te soek. Ja. Ons mikpunt om jou 'n gevoel te gee vir wat Adachi werklik uniek maak, gebaseer op die bronne wat jy versamel het. Goed. Nou, om te begin, 'n bietjie konteks is dalk nodig. Baie van die stories wat ons gaan bespreek, het al oorsprong in wat eens Higashi-Fuchi Mura was. Mura. Ja, Mura. Dit beteken basies dorp of gehuggie. Hierdie spesifieke Mura is in 1889 gevorm toe 6 ouer nedersettingsplekke, soos Oyata, Sano en Choemon-Shingen, saamgesmelt het. Ag, oké. Dit het as 'n aparte entiteit bestaan tot 1932, toe dit deel geword het van die uitdijende Tokio-stad en uiteindelik opgeneem is in die moderne Adachi distrik. So, die dorp self bestaan nie meer amptelik nie, maar sy naam, dit spook nog rond. Ek sien verwysings na 'n Higashi-Fuchi-tuin, 'n brug met dieselfde naam, selfs 'n laerskool. Dit is nogal fascinerend hoe 'n naam so kan voortleef. Ja, nee. Het enigiets fisies van daardie oorspronklike dorp oorgebly? Ja, merkwaardig genoeg wel. Daar is byvoorbeeld 'n stil klipmonument wat die presiese ligging aandui waar die oorspronklike dorpskantoor gestaan het. Regtig? Ja, dis nou in die area bekend as Towa 5 Shome 6. Maar wat nog meer interessant is dat 'n gedeelte van daardie einste historiese gebou nie afgebreek is nie, maar verskuif is. Nie moontlik nie. Werklik. Dit bestaan vandag nog as die Sumida Jichikai samingsplek. Dis nou 'n gemeenskapsaal in Nakagawa 3 Shome 3. Sjoe. Dit wys nogal treffend hoe geskiedenis nie net verdwyn nie, maar soms nuwe lewe en funksie kry binne die gemeenskap, jy weet. Dit is ongelooflik. Kom ons beweeg na die mense wat hierdie landskap oorspronklik gevorm het. Een storie wat in jou notas uitgelig word, is die pionier se woudlegende. Dit vertel van 'n voormalige samurai, Sano Shinzo Tanonobu, wat in die vroeë Edo-tydperk, dit is so in die 1600s, net na die groot burgeroorlog toe die Tokugawa shogunaat begin het. Ja, daai tyd. Hy het hierdie moerasagtige gebied begin ontwikkel het. Hy het dit Sano Shinden genoem. Shinden. Dit beteken iets soos nuwe rysveld of ontginde land. Presies. Dit sê nogal iets van die stryd wat dit moes wees om hierdie wilde gebied in landbougrond te omskep. Ek kan glo. En 'n besonderse plek wat hieruit voortvloei, is die Sano Ikoi no Mori groene ruimte, geleë in die hedendaagse Sano Wanchom. Dit is die presiese terrein van Sano se oorspronklike woning. Interessant. Die omliggende woud, wat tradisioneel 'n Yashikiran genoem word, dis 'n woud wat direk aan 'n woning gekoppel is in 1974 aangewys as Adachi se heel eerste bewaarde woudgebied. Die eerste? Ja. Vandag is dit 'n belangrike ekologiese toevlugsoord vir skaarsplante en diere. Volgens die gidse is dit op Woensdae en Sondae oop vir besoekers wat die rustigheid wil ervaar. Dis nogal 'n kragtige kontras, né? Van die pionier Sano wat die slegte water, soos die bronne dit noem, moes dreineer net om te oorleef en kos te produseer, Ja. tot ons vandag wat daardie selfde tipe oorblywende natuur nou as 'n kosbare groen long beskou en bewaar. Dit sê iets oor hoe ons verhouding met die natuur verander het. Absoluut. Dis 'n goeie punt. 'n Ander sleutelfiguur uit daardie vroeë dae was Asada Choemon. Okay.
Uit 'n ander area, Choimon Shinden, weer daar die Shinden, wat dui op nuwe landbougrond. Nou deel van die Nakagawa-buurt ontwikkel rondom die Keicho-era. Dis heel aan die begin van die Edo-tydperk, so tussen 1596 en 1614. Ook lank terug. Ja, belangrik is dat hy ook die Saiko-en-tempel gestig het, wat die geestelike ankerpunt vir hierdie nuwe gemeenskap geword het. Sy graf, saam met sy vrou se, is naby die tempel en word vandag as 'n belangrike plaaslike kultuurskat beskou. En binne daardie Saiko en tempel, daar's nog 'n fascinerende stukkie geskiedenis wat maklik misgekyk kan word, die Tako Kanon staanbeeld. Die legende, soos dit in jou bronne opgeteken is nogal aangrypend. Vertel ons daarvan. Ja, kyk, die verhaal gaan dat 'n plaaslike boer se perd aanhal vaskop het op 'n spesifieke kolgrond. Sommer net. Nuuskierig het die boer begin grawe en op 'n vreemde, onherkenbare stuk hout afgekom. Kort daarna het die Kanon Bodhisattva. Kanon is 'n baie belangrike boeddhistiese figuur van genade en deernis. Ja, ek ken die naam. Wel, sy het in sy droom verskyn en die figuur in die droom het presies gelyk soos daardie stuk hout. Oh, wow. Oortuig van die hout se heiligheid, het hy dit na die Saiko-in-tempel geneem waar dit ingewy is. Dit het die beskermgod van die hele gebied geword en is vandag ook as 'n volkskultuurskat geregistreer. Dis wonderlik. Dis 'n pragtige voorbeeld van hoe gemeenskappe, veral die wat nuut gevestig is in uitdagende omgewings, jy weet, al eie unieke geloofstradisies en identiteit rondom sulke gebeure bou. Dis ongelooflik hoe sulke verhale aan 'n plek kleef. Dit bring ons by water. Dit moes natuurlik lewensbelangrik gewees het vir hierdie nuwe nedersettings wat uit moerasland gekerf is. Inderdaad, lewensbelangrik. Die Nakagawa-rivier vorm die oostelike grens van hierdie area. Dan is daar die belangrike Kasai-Yosui-kanaal. Dis 'n groot besproeiingsprojek wat deur die magtige Ina-klan rondom 1660 ontwikkel is. 1660, ja. Dit vloei deur die Oyata deel van die ou Higashi-Fuji. Jou bronne neem selfs terloops dat jy vandag nog karpers daar kan vang. Regtig. Dis goed om te weet. En dan was daar die Hachikamura Utoshi, oorspronklik gebou as 'n dreinagekanaal, om water weg te lei van 8 omliggende dorpies, vandaar die naam Hachikamura, wat 8 dorpies beteken. 8 dorpies, ja, dit maak sin. En hier is waar 'n stukkie praktyke geskiedenis omgeskep is in iets wat jy vandag as besoeker kan geniet, né? Presies so. Daardie ou Hachikamura Utoshi kanaal is nie meer net 'n dreinageloot nie. Dis nou die Hachikamura Utoshi Shinsui Ryokudo, 'n 2.3 km lange bekroonde groen wandelpad langs die water. Ah ja, ek onthou dit uit die gids. Dis nog 'n voorbeeld van hoe die verlede in die hede geïntegreer word en dit lyk pragtig op die fotos in die gidse. Ja. Die waterweë was egter nie net prakties nie, hulle het ook deel geword van die plaaslike folklore. Dit bring ons by die area net suidwes van die ou Higashi-Fuji, naby die moderne Kita-Senju-stasie, die Senju-gebied. Senju, ja. Jou bronne verwys na die beroemde 7 wondes van Senju, ou legendes wat diep in die plaaslike psiege ingeweef is en dikwels met water verband hou. Alhoewel tegnies net buite Higashi-Fuji, het hierdie stories beslis die breër area se kulturele landskappe beïnvloed. Ja, hierdie is wonderlik. Soos die storie van die Oitekebori, die los dit agterkanaal. Daai een. Die legende sê as vissermanne hul dag se vangs wou huis toe neem, het 'n spookagtige stem uit die water of die modder opgeklink en beveel: "Oiteke, oiteke." Los dit agter. Los dit agter. Ja? En as jy hardkoppig was en die stem geïgnoreer het, sou onsigbare riete glo om jou bene draai sodat jy nie kon wegkom nie. Dit gee my sommer koue rillings. Dis 'n klassieke waarskuwingsverhaal, né? Tipies van folklore. Nog een van die 7 wonders is die Soba Enma by die Konzoji-tempel. Enma is die boeddhistiese godheid wat oor die onderwêreld heers, die regter van siele. Die groot baas onder. Soort van, ja. Volgens hierdie spesifieke legende het die standbeeld van Enma by Konzoji so lief geraak vir soba-noedels van 'n nabygeleë restaurant dat hy glo elke dag in vermomming daar gaan eet het. Nee. Ja.
Selfs vandag nog plaas mense bakkie soba noedels as 'n offerande voor die standbeeld. Dit wys hoe 'n legende kan voortleef in daaglikse rituele praktyke. Dis fascinerend. En die legendes oor die ou Senju-Ohashi-brug, ook wonderlik. Een storie vertel dat die bouer se onverklaarbare groot gaping tussen die 3de en 4de pilare moes laat. Hoekom? Wel, Wel omdat 'n reuse rooi karp glo die eerste paar pilare amper omgestamp het en hulle toe maar plek gemaak het vir hom om deur te swem. 'n reuse rooi karp. Okay. Ja. 'n Ander weergawe praat van 'n enorme skilpad wat op presies daardie plek gewoon het, geweier het om te trek en toe die brug se beskermgees geword het. Dis interessant. Sulke stories het dan probeer het om werklike ongewone kenmerke of probleme tydens die brug se konstruksie oor die eeue heen te verklaar, jy weet. Dit gee soveel karakter aan 'n struktuur. Presies. Maar Adachi se storie is nie net een van pioneers en legendes nie, né? Nee. Dis ook 'n verhaal van verandering, van nywerhede wat gekom en gegaan het, soms met 'n sweem van, nostalgie of hartseer. Een so verhaal wat uit jou bronne na vore kom, is die van die Fukuba-arbeie. Die arbeie. Ja. In die vroeë Showa-era, dis rofweg die 1920s en 30s, was die Higashi Fukokue-area eintlik 'n baanbreker in hoëgehalte kweekhuisboerdery. Hulle het 'n spesiale soort arbei, die Fukuba Ichigo, gekweek, wat vandag beskou word as die voorouer van baie moderne, gesogte Japanse arbei-variëteite. Die bronne sê hierdie arbeie was van so uitsonderlike gehalte dat dit selfs aan die keiser en keiserin voorgesit is. Dis nogal iets. Ja, nogal. Maar dan vertel die een artikel hoe hierdie hele delikate bedryf teen ongeveer 1935 heeltemal uitgewis is. Die oorsaak? Groeiende versterliking na mate Tokio uitgebrei het. Dis die hartverdeel. Dis 'n treffende voorbeeld van hoe 'n gespesialiseerde, hoë-waarde plaaslike ekonomie heeltemal kan verdwyn onder die druk van stedelike ontwikkeling. Gelukkig word die herinnering aan hierdie fynproewersgeskiedenis daarom in die Adachi-stad plaaslike museum bewaar. Ja, daarom. En 'n soort gelyke parallelle verhaal van 'n verlore plaaslike handwerk is die van die Onigawara dakteels. Onigawara, daai met die gesigdop. Presies. Daardie kenmerkende ornamentele teels wat jy dikwels op die nok of hoeke van tradisionele Japanse tempel- en huisdakke sien, dikwels in die vorm van 'n demoon, oni of 'n ander beskermende figuur. Adachi, veral langs die Nakagawa-rivier, was bekend vir sy uitstekende klei, die sogenaamde Arakida-klei. Goeie klei, ja. As gevolg hiervan het 'n florerende teelbedryf hier ontwikkel wat terugdateer na die Edo-tydperk en tot in die 1960s voortgeduur het. Die laaste bastion van hierdie tradisie was die Sugimoto Onigawara winkel in die Nakagawa-omgewing. Ja, ek sien die detail hier. Die tweede generasie eienaar van daardie winkel, 'n man genaamd Omoto Shoichi, was so 'n meester van sy kuns dat hy in 1982 amptelik erken is as 'n bewaker van ontasbare kultuurskatte. Ja, deur die Adachi Distriksraad vir sy spesifieke Onigawara tegnieke. Dis 'n reuse eerbewys wat die belangrikheid van sy vaardigheid erken. Absoluut. Maar ten spyte daarvan het veranderende boustyle, nuwe materiale en 'n krimpende mark daartoe gelei dat die winkel in 1993 sy deure permanent moes sluit. Ag nee. Ja, dit was effektief die einde van hierdie eeue-ou plaaslike bedryf. Die plek waar die winkel eens gestaan het, is nou net 'n adres Nakagawa 3-chum 22-4. 'n Stil herinnering aan hoe modernisering tradisionele handwerk kan verdring. Is nogal hartseer. Dit is. Maar is nie net landbou en handwerk wat in Adachi se verlede skou nie. Jou bronne wys ook op verrassende en nogal so gesofistikeerde verbintenisse met die wêreld van Edo-tydperk kuns, veral in en om daardie Senju-area. Kuns in Adachi. Ja, groot name in Japanse kunsgeskiedenis soos Sakai Hoitsu. Hy was 'n belangrike figuur in die elegante Rimpa-skool. Rimpa, ja, pragtige goed. Die veelsidige skilder Tani Bunchou en selfs die ikoniese ukiyo-e-meester Utagawa Kunisada, bekend vir sy kleurvolle houtsnee van kabuki-akteurs en stadslewe, het almal bande met hierdie area gehad. Wow, Kunisala ook. Dit was nie net dat hulle hier gewoon of gewerk het nie.
plaaslike inwoners het hulle aktief ondersteun. Hulle het byvoorbeeld Shouakai gehou. Wat presies was Shouakai nou weer? Dit was basies gesellige byeenkomste, amper soos partytjies waar mense saamgekom het om kalligrafie te beoefen en te skilder, dikwels onder leiding van of in die teenwoordigheid van hierdie bekende kunstenaars. Dit dui op 'n lewendige plaaslike kultuurtoneel, jy weet? Definitief. En dan is daar hierdie wonderlike staaltjie uit 1815, die Senju Sake Gassen, wat letterlik vertaal word as die Senju Sake stryd. Ja, die sakestryd. Dit was blykbaar 'n legendariese drinkkompetisie wat 'n magtom bekende digters, skrywers en kunstenaars van Edo, die ou naam vir Tokyo, na Senju gelok het. Nie net kom drink nie. Nee, hulle het daarna gedigte en skilderye geskep om die gebeurtenis te herdenk. Dit skilder 'n fascinerende prentjie van Atachika, of ten minste dele daarvan, nie net as 'n plek van plase en riviere nie, maar as 'n bruisende kulturele ontmoetingsplek, gereeflik naby aan die hoofstad. Ja, nogal onverwags, né? Baie van hierdie diverse geskiedenis, die pioniers, die folklore, die verlore industrieë, die kuns word natuurlik saamgetrek en bewaar by die Atachika Skatplaaslike Museum wat in die Oyata-area geleë is. Die museum, ja. Uit die beskrywings in jou bronne klink dit na 'n ware skatkis. Daar is uitstallings oor die streek se ontwikkeling, modelle wat die ou plaaslewe uitbeeld en unieke artefakte soos die Hayakotai Koshinto. Wat is dit? Dis 'n besondere Koshin-klip-monument, deel van 'n ou volksgeloofstradisie wat uit 1848 dateer en waarop daar glo 100 verskillende godheidsfigure uitgekerf is. Hierdie spesifieke klip staan in die museum se binnehof. 100 gode. Goed. Dit klink na 'n moetsienplek vir enige iemand wat belangstel na aanleiding van ons gesprek. Maar, Ja, daar is 'n maar. en hierdie is 'n baie belangrike stukkie praktiese inligting uit jou bronne, die Adachi Stadplaaslike Museum as ook die pragtig aangrensende Higashifuchi-tuin. Wat deur Kenzo Ogata ontwerp is. Ja, die bekende landskapargitek is tans gesluit vir omvattende opklappingswerk. Ja, dis belangrik. Die amptelike inligting dui daarop dat die beplande heropening eers in Maart 2026 sal wees. Dit beteken dis absoluut noodsaaklik dat jy al amptelike wetwerf nagaan vir die nuutste status voordat jy enige planne maak om daarheen te gaan. Reg. So, hou dit in gedagte. Die Rinnenty Teehuis binne die tuin sal waarskynlik ook gedurende hierdie tydperk ontoeganklik wees. Dis jammer, maar beslis iets om van kennis te neem. Ja, dis 'n bietjie van 'n demper as jy nou wil gaan. Maar terwyl die museum en tuin tydelik buite aksie is, noem jou gidse daarom 'n paar ander plekke in daardie selfde Oyaka-omgewing wat dalk jou aandag kan trek. Soos wat? Daar is die Oyata Park, Oyata Koen, bekend vir sy pruimbome wat sekerlik pragtig is in die lente en sy houtpaadjies vir 'n rustige wandeling. Klink lekker. Ja, en dan is daar die Ginga no To, die sterrestelseltoring. Dit lyk nogal opvallend. Wat is dit presies? Tegnies gesproke is dit die monumentale ingang na voetgangerstonnel wat onder die besige ringpad 7 deurloop. Maar die bronne sê dat die trappe van die toring glo 'n mooi uitsig bied oor die nabygeleë Kasayosui-kanaal. Veral wanneer die kersiebome langs die kanaal in blom is. Oh, okay, 'n onverwagse uitsigpunt. Ja, en vir iets meer ontspannendens word die Myojin no Yu Onsen genoem, 'n moderne openbare badhuis met natuurlike warmwaterbronne, ook in Oyata, wat blykbaar redelik gewild is onder plaaslike inwoners. 'n Lekker warm bad klink nooit sleg nie. So, as ons al hierdie drade saamtrek, wat sê dit vir ons oor Adachi? En spesifiek hierdie area wat eens Higashifuchi was. Wel, dit wys duidelik dat dit 'n plek is met laag op laag van betekenis en geskiedenis. Ons het gesien hoe pioniers die landskap getem het en gemeenskappe gevestig het. Ons het gehoor hoe fascinerende legendes soos die 7 wonders van Senju aan spesifieke plekke 'n unieke karakter en selfs 'n bietjie misterie verleen. Dan is daar die meer, melancholiese verhale van verlore plaaslike industrieë. Die aardbeie, die teels. Presies, wat die impak van verstedeliking en modernisering illustreer. En natuurlik, die onverwagte maar ryk artistieke erfenis en verbintenisse met groot name uit die Edo-kunswêreld. Presies. En die kernpunt, dink ek, is dat hierdie geskiedenis nie net opgesluit is in boeke of argiewe of selfs geslote museums nie. Nee, Dit leef voort en is steeds sigbaar in die landskap self,
in die bewaarde groen ruimtes soos Sano Ikuainomori, in die ou tempels soos Saiko-en met sy legendariese standbeeld, in die getransformeerde waterweë soos die Hachikamura Otoshi wandelpad, Die klein monumente. die klein monumente wat ou terreine merk en selfs in die echo's van ou name en die enkele historiese geboue wat nog staan, mits jy natuurlik bereid is om 'n bietjie dieper te kyk. Ons verkenning vandag, gebaseer op die bronne wat jy bymekaar gemaak het, wys ongetwyfeld dat Adachi veel meer bied as wat met die eerste oogopslag sigbaar is. Dis 'n plek wat jou ryklik beloon as jy die tyd neem om verby die moderne oppervlak te kyk en daardie verborgene laag te ontdek. En dit laat 'n mens nogal wonder, nê, hoeveel ander plekke wat ons dalk as doodgewoon of aldaags beskou, miskien selfs in ons eie buurt of dorp, hou soortgelyke verborgene stories, vergete geskiedenisse, verlore ambagte of plaaslike legendes in. Goeie vraag. Watter onontdekte laag lê en wag om ontbloot te word, net 'n paar strate van waar jy nou is? As jy net jou perspektief sou verskuif en doelbewus begin soek, dis beslis iets om oor na te dink.